Toe ek in die 90's het ons in Pretoria gebly en ons is by 'n kerk betrokke, Lewende Woord. En dis 'n groot kerk, so 2600 sitplek kerk en dis daai tyd wat die Here, daar was net uitstortings van die Heilige Gees. Ons het 'n amazing tye gehad in daai tyd en ek het so excited geraak, ek's nou baie meer rustig. Ek het vanoggend so probeer spring, toe sien ek niemand wil saamspring nie. Toe stop ek maar. En my kuite raak styf. Ek sê vir almal, ek's nou op 'n punt waar as ek deur een chorus spring, dan kan ek nie meer die verse sing nie, want ek te uit asem uit. Jy weet so, maar ek het daai tyd dan doen ons nou so song. Look what, nee, ons het I walk by faith, onthou daai ou song. Al die mense gesê, begin almal regs, anders te vol ons by faith. En ons het altyd so op en af gehardloop en ek het 'n mic gehad wat ook so op 'n stand was. Op 'n stadium toe kom Neville, die pastoor, na my toe sê vir my, "Nie, hierdie werk nie. Ons moet vir jou iets skryf wat aan jou gesig vas is, want jy's nooit by jou mic nie." En anyway, toe kry ek een van daai mics, dan vul ek soos ek weet nie, een van hierdie popsterre. So ek het nou weer soos 'n popster, ek het toe baie goed aan my vasgeplak. Ja, so ek wou sê, as mense hierdie genoeg doen, dan kom jy op 'n plek waar mense gemaklik net kan share wat jy dink op Here se hart is al vir 'n lang seisoen, maar ek probeer pertinent as ons is deur 'n stil seisoen, 'n rustige seisoen in ons lewens eintlik in bediening, en ek het so 'n paar maande terug, seker so maande wat terug weer begin voel, die Here sê vir my, it's time to ready the horse again, because you'll have to start getting up and going. It's tyd om weer te begin bietjie travel. En so in hierdie seisoen wil 'n ou iets vars en nuut bring, maar in die seisoen wat ons was, het die Here vir my iets baie interessant gesê. En ek wil dit met jou sê, die Here het vir my gesê, jy moet gaan, wanneer jy gaan, vir my vra, is dit wynsak of wynseisoen in daai plek se lewe? Nee. En ek sien van die ouens wat net wyn wil uitgooi. Ek wil hê almal moet dronk word vanoggend en rondval en net die Here geniet en karrasebande, nee, julle ken nie grappie. Die dominee of die pastoor, die dominees praat ook deesdae in tale, maar die pastoor wat vir sy gemeente sê, ek het 'n groot behoefte in my lewe, en ek wil hê almal van julle wat nou in bediening is, kom staan net hier om my, en ons gaan almal saam in tale begin bid, maar ek sal begin, dan kan ons net hoor, en begin hy, karrasebande, karrasebande, karrasebande. Anyway, as jy dit nou vang, as jy nog nie gevang het nie. Maar die Here het vir my gesê, Ernie, as jy gaan bedien, en vir jare het ek dit nie gedoen nie, ek wil net wyn uitstort oral. I'm always looking to pour out wine. I want to be intoxicated. Ek wil verlief wees en ek wil daai hoenderpysie moments ervaar wanneer ek bedien. Ek wil nie net praat nie. Ek wil nie net, en ek vra vir die Here, hoekom gaan mense so baie plekke waar dit dood is? Volgens lekker, want ek kan hoor, daar's 'n samesyn, daar's 'n saamsang, daar's 'n saam meeleef van die oomblikke van aanbidding, en dankie daarvoor. En baie keer moet ek vir die Here sê, Here, hoekom is dit so dood in plekke? Sê die Here vir my, want hulle wynsakke is nie reg om die wyn te vat nie. En jy wil wyn uitstort in 'n stuk in 'n wynsak, dan val dit op die grond. En ek vra vanoggend vroeg vir die Here, Here, is vanoggend 'n wynsak of 'n wyn oomblik? En die Here sê vir my ja. Hy antwoord altyd, dis sulke kriptiese antwoorde. Dis soek jy 1 of 2 suikers in jou koffie? Ja, dankie. Dan maak jy dit maar 1,5, nee. Nee, dis hoe dit werk. En dis hoe ek vanoggend voel oor dit. Ek voel vir die Here, as die Here vir my sê ja, dan voel ek dis iets van al twee. Daar's so 'n wynoomblikie wat ons ervaar, en ek gaan druk tot ek voel, dis dalk net genoeg. Ek weet nie of jy gevoel het, dit gaan dalk net so oor jou. Ek hou daarvan 'n ma in die bediening by ons, in 'n klomp van ons se lewens, Anita Giovanoni het altyd vir my sê, Ernie, never step over boundaries, but take them and walk with them. Nee, ek sê, moenie oor die boundaries stap. As iemand vir jou sê, moet dit nie doen nie, dan sê jy, okay. Sy sê, maar vat daai tou, dan skuif jy hom net so bietjie verder elke keer. Dan gee jy plek vir die volgende worship leader, en die volgende band, en die volgende prediker, om net so bietjie meer crazy te wees. Want jy het nou daai lyn net so bietjie geskuif, en so vanoggend hoop ek die aanbidding het jou hart so bietjie geskuif. Miskien is jy gewoond aan alles, en dis okay. Maar ek hoop daar's 'n bietjie wyn in jou hart geval in daai oomblik, maar kan ek so 'n bietjie aan jou wynsak skaaf vanoggend ook? Ek wil met jou praat, en ek gaan 'n bietjie Engels, ek is in die Amos nie, Ernst Amos nie, so vergewe my, die wat niks Engels verstaan nie, kan jy net jou hand opsteek. Dis Klerksdorp, come on, is nie Potch nie. In Potch so 17 mense nou hulle hande opgesteek het. En dan vra ek dit in Engels, dan steek hulle hande op. Who doesn't understand English? Hoe weet jy wat ek vra? Maar ek wil vanoggend so 'n bietjie aan jou wynsak skaaf, as dit okay is, en ek wil net so vinnig, ek het nie baie tyd oor nie, Murdoch het gesê, ek kan so lank gaan as
as wat die Here besig is. Ek dink nie dis altyd nodig om net lank aan te hou sodat die Here iets kan doen nie. Anita het altyd gesê, if you haven't struck oil after an hour, stop boring. Engelse dingetjie weer. En so ek gaan so 'n bietjie in Engels share en ek gaan so 'n bietjie in Afrikaans share. Meeste van die teachings wat ek uitwerk, werk ek in Engels uit. So ek probeer dit in Afrikaans te vat en so ek gaan nie om verskoning vra daarvoor nie, maar ek wil jou waarsku dat daar gaan 'n bietjie Engels betrokke wees. As dit vir jou taaf is, ek's jammer. As jy hier kuier vanoggend en is jou eerste keer, kom volgende week weer. Dit mag dalk beter wees, ek's nie hier nie. Okay. En iemand sal dalk meer Afrikaans praat as ek, maar ek is moeg om jammer te sê vir goed wat ons doen in die bediening. Ek wil nie so syf wees soos wat ek altyd was nie. Mens word 'n sirkusleeu naderhand. Nee. Sirkusleeu is een van die lelikste goed wat daar is. Jy het al die krag en al die mag en jy kan brul en jy kan alles doen, maar dit is tot entertainment van mense. 'n Leeu in die wild lyk nie soos 'n leeu in 'n sirkus nie. En ek wil nie 'n sirkusleeu wees in die bediening nie. I'm not here to entertain you with what God's put on my life. I'm here to change you. Ek wil jou hart stuur om self te word wat ek is. As ek dit mag sê, Paulus sê, volg my soos ek vir Jesus volg, en ek begin op 'n plek kom waar ek dit vir mense wil sê. Ek wil so lewe, dat ek vir mense kan sê, volg my soos ek vir Jesus volg. Sonder om jammer te sê daaroor. Maar ek wil met jou praat oor visitational versus habitational thinking. Hoe dink jy, wanneer jy kerk toe kom, en wanneer jy met Christendom te doen het, wanneer jy oor die Heilige Gees praat, wanneer jy met die Bybel te doen het, wanneer jy met enigiets van hierdie milieu waarin ons volgend is, wanneer jy daaroor dink jy soos iemand wat God laat kom kuier by jou, of bly hy by jou? Are you a habitational thinker? Does God inhabit you, or does he come and visit you? En baie keer het ons 'n baie visitational, 'n kuier mindset van die Here. Ons dink as ons die regte liedjie sing, nee, dit moet goodness of God wees, want hy werk nou, en dan as daai hoendervleis kom, dan kom die Here. Halleluja! En ek het op 'n stadium met baie ander mense te doen gehad, wat vir my gesê het, ons moet ons language begin watch. Ons moet begin kyk wat ons sê. Want as ons 'n sekere manier kommunikeer, dan is dit wat ons sê, ons glo. As ons nog liedjies sing, en ek onthou Rick Mouser, 'n vriend van my, hy's 'n pertinente worship leier wat amazing songs geskryf het, Koning van my hart, onthou jy daai liedjie? Amazing ou. Hy het altyd vir my gesê, dan sing ons, wat was die Holy Spirit liedjies, come, Lord Jesus, come, Holy Spirit, come. En hy het vir my gesê, hy het daai liedjie werk nie, want die Heilige Gees is nêrens heen nie. En ek het altyd gesê, maar dit is net woorde. Jy is nou pedantiek oor dit, nee, moenie so moeilik raak oor, ek verstaan eintlik wat die skrywer bedoel, jy weet. Hy het eintlik 'n honger in sy hart vir meer, en dis 'n stukkie daarvan is waar. Ek wil nie die baba met die badwater uitgooi nie, maar ek wil tog volgens weer sê, in die middel van 'n aanbiddingsdiens op 'n stadium 'n paar jaar terug, miskien so 2 jaar terug, toe sê die Heilige Gees vir my baie duidelik, van waar af moet ek kom? Waarheen dink jy het ek gegaan? Come, Holy Spirit, come. Dis skizofrenies. Weet, dis so goed, ek praat met my vrou en sê, sal jy hiernatoe kom? Dis soos, ek is hier. Waartoe moet ek, van waar af, moet ek eers uitgaan en dan terugkom? En dis hoe ons dink. Ons dink die regte liedjie bring die Gees heen, of ons dink in die Bybel is iets wat moet gebeur, omdat die Heilige Gees nou besluit het, nou gaan hy homself in sy volheid kom uitstort op ons. Die Heilige Gees, die God van die heelal, in die Heilige Gees, het klaar in sy volheid homself in jou kom uitstort. As jy nie so dink nie, dan het jy 'n groot deel van die gospel heeltemal gemis. Wat is 'n goeie vraag om te vra? Am I living towards God, or am I learning to live from God? Leer ek om te lewe vanaf God, of lewe ek nog tot God? As ek die regte ding sing, die regte ding doen, die regte ding hoor, die regte ding preek, die regte skrifgie raak lees, dan is ek besig om te nader tot hom. En daar is nie 'n nadering tot hom in ons manier van dink meer nie. It is God in the fullness lives in us. Like God in the fullness lived in Christ. Jesus was die volheid van die Vader. Dit het ons vanoggend gehoor in Johannes 14, né? Dis een van my favourite skrifte in die Bybel. Filippus sê vir Jesus, wys ons die Vader, want Jesus sê, ek gaan na my Vader doen, julle gaan my nie sien nie, en dan gaan julle my sien, en dan sê Filippus, wys ons die Vader, dan is dit genoeg. Toe sê Jesus in die eerste persoon, nie in die tweede persoon, hy sê, Filippus, ek is nog heeltyd by julle. As jy my gesien het, jy die Vader gesien. Nie as jy die Ou Testament gelees het nie, as jy my gesien het. Luister, vriendinne, die Bybel en die Ou Testament, nie deur die lens van Jesus nie, is nie akkuraat nie. Jesus is die perfekte voorbeeld van wie God die Vader is.
nog altyd was. As jy dit nie glo nie, gaan lees jou Bybel. Dit staan oral geskryf, ons gaan nou daar kom. Maar 'n habitational thinker versus visitational thinker. 'n Habitational thinker sê nie Heilige Gees kom nie, hy sê Heilige Gees is reeds hier. Hoe kan ek hom loslaat? How do I unclog this well? How do I take away the veil so that he can shine through me? Dis Moses op die berg en toe Jesus op die berg en toe Moses van die berg af kom, toe moes hulle die veil oor sy gesig sit sodat die mense nie kan sien dat die heerlikheid besig is om te vergaan nie. Toe hy van die berg af kom, toe skyn sy hele wese, want hy het met God te doen gehad. Toe sit hulle veil oor, want dit was besig om te weg te gaan, so die mense nie kan sien nie. Toe Jesus van die berg af kom, toe sê dit alles van hom het ook geskyn, en hulle het nie 'n veil oor hom gesit nie, because it doesn't go away. It's no longer something that we call down from heaven, it's something we have to release from within us. It's basic New Testament, en as baie mense wat dink, ek is 'n ketter as ek hierdie goed sê. Dis 'n mooi potchwoord. Jou ketter. Ek is nie eers seker ek weet wat dit beteken nie, maar ek is al dit genoem. Hebreërs 13:5 sê, I will never leave you and I will never loosen my grip on your life. Johannes 14:16, 17 sê, die Heilige Gees he will be with us and in us. En ek gaan net 'n paar goedjies noem, want ek dink die konsep hiervan wil ek met 'n paar goedjies vasmaak. En ek wil nie lank tyd spandeer aan nie, want ek het nie so baie tyd nie. A habitational thinker dink gospel. A visitational thinker dink salvation. As ons nog dink in terme van ons moet net mense gered kry uit die hel en die hemel uit nee. En dis salvation, dis die boodskap van salvation, van redding. As die boodskap van redding die einddoel van Christendom is, dan het ons 'n groot probleem. Dan is dit beter kry iemand gered en maak hulle dood dat hulle dadelik gaan. Anders hang ons hier rond en ons doen niks nie, dis maar wat ons is. Meeste van kerk lyk partykeer so. Ons is gered, maar ons wag maar vir die dag wat ons doodgaan. One day in the sweet by and by, when I go to heaven and I walk on the streets of gold, then things are going to be amazing. Is it? Wat van die hemel het nou aarde toe gekom? Dis die koninkryk van God boodskap. It's the gospel of the good news. Die woord sozo in Grieks is 'n heelheid, 'n volheid van wie God is nou hier op aarde. We are not called to get people out of hell into heaven. We are called to bring heaven to earth. So that God can live here with us now. En die probleem met ons mindset is, ons dink nog, as ons gered is, dan, onthou jy vir Bette Midler? From a distance, God is watching us. As ek nou warm pap gehad het, ek al gegooi met dit. Dis 'n lekker witbank ding. Pretoria Wes. Lekker. Enige Wesdorp is God is not watching us from a distance, friends, but the mindset, die verkeerde gedagte wat ons het rondom hoe ons dink nog oor kerk en hoe dit gekommunikeer word en wat ons nog oor praat en hoe ons praat oor wat ons glo, is nog baie keer 'n God wat ergens is en iets wat moet gebeur vir God om naby te kom en he comes and goes and comes and goes. En ons moet oor dit kom. Ons moet 'n boodskap begin verkondig wat sê heaven has come to earth. Not we want to go to heaven one day. That might happen. It's great. Ek sien as ons klaar is en ons blaas ons laaste asem uit en ons gaan hemel toe en dis ergens the streets of gold en al daai goed, great. Ek gaan saam. Maar wat van ons begin nou daar lewe? Wat van ons begin nou lewe met dieselfde God wat Jesus uit die dood uit opgewek het wat nou in jou bly? En ek sê nie net gees nie, want ons het baie keer vergeet. Dis nie 'n impersonal wind nie, it's a breath. It's the very presence of who God is. It's the essence of God. Dit is wie God is die Heilige Gees. Mense raak offended as ek hierdie goed vir hulle sê. We belittle the Holy Spirit. Ek het eendag saam met my kinders gekyk na 'n movie. Ek kyk nie movies nie, dit was eendag wat ek nie gebid het nie. Uit 20 jaar kan 'n ou seker een keer 'n movie kyk, nee Hanlie. Ja, halleluja. En ek sit in die movies en ons kyk van alle movies, ek het ook gerepent daarvan, hierdie Loki en wat sit Avengers, nee. Wat was dit? Was dit Avengers? Thor en Loki en wat. Ek kyk dit en in die middel van hierdie movie voel ek die Heilige Gees sê vir my, of die Vader sê amper in 'n hoorbare stem vir my, het jy geweet, my gees is nie 'n demigod nie. He's not a lesser God that fell from heaven and came to earth.
Hy's nie minder waardig as ek nie. Hy's nie anders as ek nie. Hy het 'n ander funksie, maar dis nie God die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Dis God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek voel die Vader sê vir my, you give a lot of attention to my Father's heart, wat is so, dis wie ek is. Ek wil die Vaderhart van God aan almal bekend maak. Dis ek dink my hoofroeping op aarde. And I say, and you give a lot of attention to the beauty of my Son, but you give very little attention to my Spirit. I need you to change that. Because for you to flow in the things that I've called you to, you'll have to give more attention to Him. You are quenching the Spirit. En dis nie 'n lelike ding nie. Ek het dit nie gevoel asof ek 'n pak slaag gekry het nie. Ek het net besef, daar's 'n deel van hierdie gospel wat ek mis. Because I have a visitational mindset en alles wat ek glo en sing en gehoor het en wat vir my gepreek word baie keer, is God gaan kom. En as hy kom en jy het die regte ding gesing, die regte ding gedoen, die regte ding, jy het genoeg gerepent, halleluja, dan kan hy opdaag. Net genoeg jammer sê, dan kom hy. Hy gaan nie nog kom nie, hy's hier. In die volheid van wie hy is. En die probleem is, en ek gaan dit net noem, 2 Korintiërs 3, is baie duidelik, en jy kan 'n hele stuk gaan lees as jy wil. Ek het nie tyd om so baie skrif deur te werk nie, maar dit sê baie duidelik dat waar die Gees van die Here is, daar's vryheid. Dan sê, en die Gees wat ek van praat, is die Heilige Gees. Waar, en ek weet die Passion Translation is nou geban van almal af. Maar daar is dele wat nog mooi is in hom. So sorry. Maar dit sê in die Passion Translation sê, where the Lord is, there is liberty, and the Lord I'm referring to is the Spirit. En ons dink outomaties dat wanneer dit praat van lordship, van heerskappy, is dit altyd Jesus. Nee. Die rede hoekom ons nie leef in die vryheid en die genade en die volheid van wie God is op aarde nie, is omdat ons nog met 'n bedekking oor ons gesigte is en ons sien nie die volheid van wie hy is in ons nie. Die hele 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël aanskou ons sy heerlikheid. En dan word ons van gedaante verander van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Gees. The reason we're not experiencing the fullness of God on the earth is because we are not unveiled to behold the fullness of who God is in us. Not a God in heaven somewhere. Come on. Dat was 'n goeie plek vir 'n amen, dankie. Ons is te besig met 'n God in die hemel, en dis een van die probleme met habitational versus visitational thinkers. Visitational thinkers finds God in many things, but never in themselves. Hy is in die hemel. Nee. En ja. Is hy in die hemel op aarde of op aarde? Ja. Ek gaan soos hy antwoord. Daar is 'n hemel en daar is 'n God op 'n troon. Ek is oortuig daarvan. But the fullness of that God now lives in me. Hy het homself in my kom uitstort. Dieselfde God wat Jesus uit die dood uit opgewek het, en nou is alive and quicken in me. Maak my weer lewendig, sodat ek soos hy kan wees. Romeine 8:29, you've been predestined to be conformed to the image of the Son. Deel van die werking van die Heilige Gees in jou lewe is sodat jy kan lyk soos Jesus en praat soos Jesus en optree soos Jesus. Sonder hierdie openbaring kan jy nie daar kom nie. Ander probleem wat ons het, en ek is nog steeds by hoe ons daai God iewers anders sit. As jy God net in die Bybel kry, het jy massive probleme. Nee, dit is nie die woord van God hierdie nie. Waar's 'n Bybel? Kan ek julle Bybel leen? In hierdie boek, this book cannot contain the word of God. This book can contain the words of God. But the word of God is a person, and he does not live between the pages of this book. En as jy dink hierdie is jou enigste raakpunt met God, dan is jy besig om dit 'n idol te maak. Want hy sê, ek sal my Heilige Gees stuur en hy sal jou in volle waarheid lei. Hy het nie gesê, ek sal my skrifte stuur nie. En die skrif is een van die belangrikste goed wat jy gaan hoor, leer, lees, deurwerk. Jy moet dit ken. Jy moet dit love. Ek love die Bybel. Ek het geleer om hierdie deeltjie van my preek beter uit te druk. Ek wil vir jou 100 keer sê, moenie hier wegloop en dink ek sê, die Bybel is nie goed nie. Die Bybel is die belangrikste boek wat jy in jou hele lewe sal lees. Because it teaches you wat die aksent van God is, hoe dit klink as God praat. En dan weet jy, as iemand sê, maar die Heilige Gees het vir my gesê, ek moet daai ou onder sy jackskop, dan dink jy, dit klink nie soos sy aksent nie. Want die aksent van God klink soos liefde. Maar die Bybel is nie die containing boek wat God onderhou en hy self onderdanig aan die skrif nie. Dis nie wat die Bybel sê nie.
God is nie onderdanig aan die Bybel nie, God is God. As jy die Bybel bo God sê, dan noem die Bybel dit idolatry. But if this, as hierdie die enigste raakpunt wat jy het met God in verhouding en praat en kommunikeer, is 'n goeie plek om te begin. Is 'n goeie plek om daarin rond te hang. Ek sê nie, dit moenie so wees nie. Ek sê net, ons moet hierdie weer op sy regmatige plek sit. Vader, Seun, Heilige Gees. Nie Vader, Seun, Heilige Bybel nie. Die Bybel is ondergeskik aan die drie eenheid van wie God is. Because these are the words of God, not the word of God. Johannes 1, as jy die Bybel geken het, sal jy met my stryd daaroor. Johannes 1 sê, in die begin was die, as jy seker het sê nie die skrif nie. In die begin was die woord, en die woord was by God, voor God, pros, towards God. Hulle was saam in eenheid. En die woord het vlees geword. Nee, dis nie hoekom hulle dit met leer toe maak nie. Nie daai vlees nie. Ek gaan hom nog so 'n bietjie hou, want ek nog so 'n bietjie uit hom uit, ek gaan niks met hom doen nie, ek like hom. Ek's mal oor die Bybel, okay. Jy loop altyd met die Bybel onder jou arm, ja. Maar daar's 'n baie beter plek om met hom te loop. Hierso, the Holy Spirit has been poured into your heart. And now is alive in you. And it will quicken this. Dit sal hierdie lewendig maak en wakker maak in jou hart. Maar ek kan nou vir jou sê, as dit jou enigste raakpunt is met God, om hierdie bladsye te lees, dan mis jy verhouding met God. As ek en my vrou, ons is al oud genoeg, ek is al oud genoeg, om in briewe era groot te geword het. En Hanlie het op 'n stadium gaan au pair in Amerika. Ek weet nie wat sy gedink om weg te gaan van my af nie. Dis voor sy my baie goed geken het en voor ons getroud was. Nou sal sy dit nooit gedoen het nie. Halleluja. Nee, sy sê nie. En ons het briewe vir mekaar geskryf. As ons vir ons kinders sê van briewe, dan dink hulle ons is mal. Jy weet, jy moet goed pos en jy nou skryf en oor 3 maande kom dit aan, as dit ou nuus, dan moet jy weer begin. Dan sê sy, "Jesus, is jou kop nog seer?" Nee, hy is al 3 maande terug nie meer seer nie. Maar okay, ek verstaan jy weet. So nou kom ons by mekaar en al wat ons doen is ons vat mekaar se briewe en ons sit in die kamer, ons lees die briewe van mekaar. En ek dink dis verhouding, want dit dra haar hart. Dit dra haar gedagtes, dit dra wie sy is, dit sê vir my wat sy van my dink. O, jy's 'n oulike man, jy's so cute, jou piks. Ek het altyd nog piks. Jou hare, jou kuif. Ja, sy het nie so gepraat nie, maar ek sou. In 'n geval. Jy weet en nou vat ek hierdie briewe en ek maak van dit iets wat dit nie veronderstel is 'n help. Dis 'n help in tye wanneer dit swaar gaan, wanneer ek nie haar teenwoordigheid voel nie. Dan is dit goed om daarin te gaan. When it draws me close to her heart again, but it cannot take the place of her. This is not the word of God. Stop saying that. These are the words of God. Jesus said it self. Mense word so kwaad as ek hieroor praat, maar ek kan nie verstaan hoekom nie, want ek's lief vir daai Bybel, probably meer as meeste mense in hierdie kamer. Ek het hom geswat, ek spandeer tyd in hom. Maar Jesus sê in Johannes 5:39, julle ondersoek die skrifte, want julle dink daarin lê die ewige lewe, maar julle wil nie na my toe kom nie. Dan sê hierdie geskrifte getuig maar net van my. Hierdie Bybel is nie geskryf om jou te leer hoe om te doop nie. Hoe om beter te leef, hoe om jou ma en jou skoonma lief te hê nie. Dis nie hoekom hy geskryf is nie. Dis nie 'n boek oor morals and ethics and rights and wrongs nie. Dis hoekom daar twee bome in die paradys was. Een van kennis van goed en kwaad en een van die lewe. Die een van kennis van goed en kwaad gaan oor die kennis van goed en kwaad. As hierdie die kennis van goed en kwaad vir jou geword het, leef jy uit die verkeerde boom uit. Ons moet hierdie weer die boom van die lewe maak. You have to live in relationship with the Holy Spirit that's poured into your heart. Hy is die eerste raakpunt in verhouding met hom. Die Bybel is great. Ek en Hanlie was in Amerika gewees. Nadat sy, ek was 'n worship pastor daar. Halleluja. Kan jy dit voel, die salwing? As ek nou my sakdoekie gehad het, ek hom uitgehaal. Anyway, moving along. En toe ons die eerste keer gaan, en ons het besluit toe ons soontoe gegaan het, ons gaan nie ons aksente verloor nie, so Afrikaans as hulle was. Nee? Ja, lekker, we're going to America. We're going to teach them how to speak English very, very better. Nee, nou gaan ons gaan nou dink, ons gaan nou nie vir mense daar, ons aksent gaan nou nie gaan, ons gaan nou nie, nee. En dan gaan ons eet die eerste keer uit, en ek vra vir die vrou wat ons bedien, ek vra, can I please have some fresh juice? En ek kon sy kyk ons so, en sy sê, we don't serve that here. En ek dink ek het vir Hanlie gesê,
op 'n stadium, dit gaan taaf wees as jy in Amerika is, hier's nie fresh juice nie. En ek sien sy hoor en sien die gesprek en sy vra, weet, what are you speaking? Ek sê, I'm just saying to my wife, it's going to be difficult if we don't have fresh juice here. We're from another, I say, no one serves fish juice. I didn't say fish juice, I said fresh juice. Oh, fresh juice! Yeah, fresh juice! Toe kom ek agter, as ek nie die aksent verander nie, dan verstaan hulle nie wat ek sê nie. This is the fresh juice of God. If you know this, you will know what he's trying to say when he's not speaking out of this, because he doesn't just speak from this. That is a lie. That's a lie from the devil. That's a lie out of the pit of hell. En dis net nie waar according to hierdie boek nie. Want hy sê nie so nie. But if you're thinking visitational, you'll never find God in the deeper things. Okay. Derde ding is, habitational thinkers dink nie, hierdie is die kerk nie. Hulle dink hierdie is die kerk. Jy het nie kerk toe gekom volgens nie. Jy het jou kerk na 'n gebou toe gebring waar ons saam kerk gehou het. Okay. Ons moet ophou sê, ons gaan kerk toe. Daar is ou skrif in die Ou Testament wat sê, I will be glad when I go up to the house of the Lord. Hallelujah. Do you know where the house of the Lord is? You say, God says, I do not dwell in temples made by men. You are not a temple made by man. Al dink jy maar aan jou pa so. God het jou as 'n blueprint lank voor die fondasie van die aarde al gedroom. Jy is 'n tempel waarin hy homself kan uitstort en homself kan uitleef. Jy is well suited to portray the fullness of the glory of God. And that glory is something of the love of God. Ek het soveel, ek gaan net aanbeweeg, want anders gaan ek net nie. We are the church, don't go to church. Ons moet ons language check. Toe ek ophou, ek's 'n professionele golfer op die stadium, ek's earning something else. Dankie tog, die ou mense lag nog vir my, die jongies gaan so. Huh? Hulle ken nie my grappies nie, hulle weet nie wie's in die else nie, hulle weet nie wie's my pa, Andre Stander nie, ek vra altyd vir hulle, gaan vra vir iemand ouer, wie's hy? Kyk Netflix, dat jy kan 'n bietjie jy geskiedenis leer. In 'n geval, en kry jou beursie daar uit my sak uit, ek het hom klaar gevat. Maar ek het golf gespeel professioneel in 1992 vir die eerste keer met professionele status gekry. Vir 'n paar jaar op die Sunshine Tour gespeel, en toe kom die Here en hy dop my lewe om. 'n Lang gesprek vir 'n ander tyd. Deur 'n profetiese woord, iemand wat my uitroep uit 'n groot groep mense wat my sê, jy is geroep om die nasies te travel en vir mense te vertel van die goedheid van 'n pa. En ek het nee gesê, en 2 jaar later het ek op 'n golf speel en ek's in die bediening in. En hulle het gesê jy gaan sing, jy gaan gitaar speel, en hulle gesê ek praat nie vir mense nie, never mind sing. Nou sing ek, speel gitaar en praat voor mense, nê. En ek het dit opgegee vir 25 jaar, nê. 25, 6, 7, 28 jaar. Het ek opgegee, het ek golf opgegee, het ophou speel. Op 'n stadium het ek amper my golfstokke verkoop, ek het so min gespeel. En so 'n paar jaar terug toe ek 'n senior word, dit kom nog, as ek 50 is. Toe ek 'n senior word, ek het altyd 'n droom gehad om as 'n senior weer professioneel golf te speel, en toe ek 'n senior word, toe word ek weer pro. En dit was 'n lang proses, nie so maklik soos ek vanoggend sê vir jou nie, maar ek lê op 'n stadium bietjie daaroor en praat met die Here, want nou voel ek bietjie skuldig. Want die Here het my geroep met 'n skriffie. 2 Timoteus 2 vers 4, hy wat 'n krygsman is, wikkel hom nie in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. Ek en Hanlie en ons gesin het vir baie jare nie inkomste gehad, behalwe dit wat die Here vir ons kies om te gee nie. Want ons het vasgehou aan daai skrif. Die Here het gesê, if you're going to work for me, let me supply your need. Nee? Nou speel ek weer golf, dis wat ek opgegee het om in die bediening te wees, en ek sê vir die Here, Here, is jy okay hiermee? Nee, is it casual conversation? Sê vir die Here, is jy okay met hierdie, skop ek nie bietjie in die gesig met hierdie golf ding nie. En die Here sê vir my, nee my seun, jy het geleer, ek is nie eerste nie, ek is alles. You see, habitational thinkers don't think that God comes and goes when they spend time with him in the word or in prayer. Hulle dink nie hy's daar 4:00 die oggend want hy se wekker gestel en hy vertel vir almal, hy bid elke oggend 4:00 nie. Is dit? Nie jou probleem, myne maak jy ou. As jy nie kan slaap nie of jou bed's nat, kry jy jou issues wat uitgesort kan word. Okay. Ek partykeer staan op 3:00 en 4:00 of weet jy hoe getrou, jy kan vir my vrou vra, weet jy hoe getrou is die Here? Baie weke, baie aande kan ek nie slaap 3:00, 4:00 nie. Dan word ek wakker en staan ek op en gaan spandeer ek tyd met die Here. Ek stel nie my wekker vir dit nie. As jy 'n wekker stel, is great.
Dis nie 'n issue nie, maar moet net nie dink jy's beter as ek nie, want ek is die beste. Okay, in elk geval. Maar ons het hierdie gedagte dat as ek met die Here vanoggend tyd spandeer, ek gaan hom eerste maak. Die Here sê vir my, nee, ek's nie eerste nie, ek's alles. Ek's nie in die bediening saam met jou om met jou bestuis saam met 'n mikrofoon en 'n gitaar en jy kan profeteer nie. Wanneer jy uit hierdie kerk uitstap vanoggend, uit hierdie gebou uit, wanneer jy hier in jou kar klim en ons gaan eet saam met Murdoch, ons gaan soek skaapbout. Dis net 'n grappie. Ek sal burgers ook eet en chips. Skaapbout, burgers en chips. As jy uitstap, jy gaan 'n restaurant toe, is jy nog steeds in die bediening because God is not first, he's all. Stop thinking visitational, think habitational. God is in you all the time. En dit is die probleem wat ons het, en ek sê vir julle eerlikwaar, is 'n kleintjie dood wat ek het, en onthou, ek het alles opgegee om in die bediening te wees. En ek is 'n bietjie gefrustreerd met daai konsep op die stadium. Wanneer jong mense vir my sê, hulle wil in die bediening wees, dan sê ek, jy is in die bediening. Of jy 'n dokter is, en of jy 'n lawyer is, en of jy 'n gastehuis ran, of jy 'n joggie is wat petrol ingooi. Jy is in die bediening. If you don't think like that, you think that God will show up on a Sunday where you minister. This is ministry. Everything you do. Hy saam met jou op die toilet, hy saam met jou in die shower. Dit weet ek, want hy praat baie met my in die shower. Nee, hy saam met jou in die mees opgedreste kerk oomblik. Hy's oral saam met jou, hy gaan nie weg nie. And so, stop thinking visitational and think God is first. No, he's not first, he's all. Ek vat nou net highlights. Revival versus renewal. Ek weet julle het vanoggend in goeie hart gesê, ons moet bid vir revival, en ek verstaan wat ons bedoel daarby. But revival is something that we sometimes have thought, dis wanneer die Heilige Gees kom en hy gaan nou uitgestort word. Hy's klaar uitgestort. Daar's 'n renewal nodig van die wynsak, sodat die Heilige Gees weer kan uitgestort word vanaf in ons op ander. Dis nie hy wat moet kom nie, ons bid nie vir 'n gees wat kom en nou val almal om en skud. Halleluja, weet, skizofreniese charismate. Kom uit, gaan in, bly stil, wat is jou naam? Demone weet nie meer wat om te doen nie. He's not coming, he's already here. There's an unveiling that needs to happen for him to be experienced in our midst. Daar's 'n skrifgie wat praat van many are the streams that make glad the city of God. They become a rushing river. Ons stroompies wat saamkom, kan baie keer 'n rushing river veroorsaak van die Gees in ons midde. Want dit word net accumulatively meer. Dis 'n gitaarstring wat gevibreer en dan is daar 'n wat noem hulle dit, 'n saamvibreer, 'n resonance wat gebeur omdat een 'n sekere frekwensie vibreer, dan begin die ander ook saam vibreer. Dis wat nodig is. Okay, ek's amper klaar. Mense wat visitational thinkers is baie in self-effort. Want as die Gees nie by jou is die hele tyd, het jy nodig om iets te doen, om jou lewe te verander. Mense wat weer die Heilige Gees is in hulle, surrender to the word grace. Dit is een van die mooiste revelations wat ek gekry het. In die Ou Testament was daar 'n mercy seat. 'n Barmhartigheids sitplek. Wat sit in Afrikaans eintlik? Wat is die mercy seat in Afrikaans? Dit maak nie saak nie. Ek wil mercy and grace, genade en barmhartigheid vir jou verduidelik. In die Ou Testament was daar 'n mercy seat. Mercy is something you get after you've sinned. God sê, jy het droog gemaak, ek kan jou doodmaak, nou sê jy mercy. Asseblief, moenie vir my gee wat my toekom. Dis mercy. Dis hoe maar 'n mercy seat is. Hebreërs 4:16 sê in die Nuwe Testament, kom na die troon van genade. Genade is iets wat jy kry voordat jy sondig, sodat jy nie sondig nie. You are not a sinner saved by grace anymore. You are now graciously empowered by the Holy Spirit of grace that keeps you from self-effort. Jy probeer nie beter word nie, maak nie 'n ou mens beter nie. Jy surrender tot die werking van die Heilige Gees in jou lewe. Jy is verlief op hom en daarom wil jy nie meer nie. Ek gaan nie dit sê. Ek het baie om daaroor te sê. Ons eet van die verkeerde boom baie keer. Die laaste dingetjie wat ek gaan sê, nou is eintlik nog 'n klompie, maar ek wil praat oor belief versus faith. Baie mense wat nog dink God moet kom kuier, het 'n belief in God. Ek sit op 'n stadium in 'n kerkdiens, baie soos hier op 'n Sondagoggend, en die Here sê vir my, Ernie,
As ek dit so sê, dan klink dit baie keer so flippend, nê? Maar ek voel die Heilige Gees my praat. Hy sê, nie, ek wil jy nie misverstaan, dat daar 'n verskil tussen geloof en faith and belief nie. Here praat Engels met my, dankie tog, anders het ek niks verstaan wat hy gesê het nie. I don't want you to misunderstand that there's a difference between faith and belief. Ek sê, Here, ek verstaan nie. Here, vat my die storie met Jesus wat slaap in die boot. Hy sê, as jy nog dink, dat jy het nodig om my uit die hemel uit te roep, om vir jou te kom stormstil maak, you have belief in me, but I've given you faith to do the things that I have done, because the same Spirit that calms the storm through me is the same Spirit that now lives in you. En baie keer is die kerk in 'n visitational mindset besig, nog 'n prayer meeting, en ek love prayer meetings, okay, nog 'n worship session, nog 'n diens mekaar toe. Die land is going to hell in a handbag, en nou moet ons nog 'n meeting roep. Nee, if my people will humble themselves and pray and turn from their wicked way, then I will hear them from heaven. Kan ons asseblief verstaan, daai is Ou Testament skrif. Dis nie meer 'n ware skrif vanaf die Nuwe Testament konsep nie. He doesn't hear from heaven. Hy sê nou, jy is die verskil op hierdie aarde. Now you speak to the storm. Ons het nodig om by mekaar te kom en profetiese dienste te hou waar ons vir mekaar sê, wat het ons nodig om aan te spreek vir oggend? We're not just calling God from heaven because God isn't in heaven anymore, He's in us. The Holy Spirit wants to give voice to something powerful, but you have to speak because the voice is now your voice and His voice mingled. Dis wat wag op die Here is. Kava in die Hebreëus sê, David sê Psalm 40, I waited patiently on the Lord. Of those that wait on the Lord will renew their strength. Nee. Daai woord wait is nie om rond te hang en jou thumbs te twiddle en te sê, well, hier gaan 'n lekker dag wees, die Here nou opdaag nie. Want dit gee ons 'n gedagte van ons wag. Rick het altyd gesê, God het lig gemaak en lig beweeg en hy ken die formule, so ek gaan dit nie probeer nie, maar dan gaan jy weet hoe stupid is hy. Maar ek het die formule gegee, dan sê hy beweeg so vinnig, dan sê jy wag vir hom, hy sê, miskien wag hy vir jou. Miskien wag jy nie op hom nie. Maar ons het daai gedagte van ons wag op die Here gevat en ons dink dis iets wat ons moet doen en ons hang uit en ons, ja, ek verstaan daar's 'n plek waar ek bewus word and I'm spending time with my Father because kava, I want to be entwined. Dis wat daai woord beteken, om een te word. Om soos hy te dink en soos hy te leef en soos hy te praat. That's the essence of the gospel, friends. We have been predestined to be conformed to the image of the Son. He was the firstborn of many. You are the next born of the Son of God. Jy is geroep om soos hy te leef. Ek kan nog baie sê, maar ek gaan nou stop, want ek praat te veel en te vinnig. Dis die enigste ding wat ek weet na die tyd vir my gesê gaan word. My vrou het al baie vir my sê, jy praat te vinnig, want ek het te veel om te sê. So ek vra om verskoning. Kry die recording by Ernie Amos Ministries, galactic.com. Nou is nie so plek nie, maar ek dink hulle rekord hierdie. So as jy dit weer wil luister in slow-mo, meeste van die ouens wat ek vir luister, sit ek op double speed, dan is dit nog steeds stadig. As ek myne double speed maak, dan sê ek soos, wat sê hy? Hy's 'n chipmunk. Ek kan niks hoor nie, maar ek klink klaar so. Ek sê jammer, ek vra om verskoning. Maar as ek voel ek het baie om te sê en ek voel ek het, en is again, Murdoch het nie vir my min tyd gegee. Hy het gesê ek kan so lank gaan, maar om jou te ander wil ek nie net hier aangaan nie. Maar vriende, kan ek vir jou vra met alles in my? Stop living the gospel as if God is not present. Luister, dis tyd dat ons begin stormstil maak. Dis tyd dat ons begin by die Here uithang sodat ons kava, sodat ons kan word soos hy is. Jesus kon nie 'n storm stil maak nie, of Jesus kon storm stil maak, want Jesus het nie storm in sy hart gehad nie. Hy het gelê en slaap. 'n Goeie teacher, Damon Thompson het dit geleer, het gesê, the reason why the disciples couldn't calm the storm is because storms don't calm storms. Wanneer jy in verliefdheid met hom begin lewe en al die ander goed wat ek genoem het, wanneer jy die vaderhart van God ontdek, wanneer jy besef, jy is die geregtigheid van God, wanneer jy begin besef dat hy is mal verlief op jou, maak saak wat jy doen, dit hang nie van jou af nie, wanneer jy in daai vrede begin lewe, dan begin die vrede van God in jou lewe, wat alle verstand te boven gaan, is iets wat jy maak gebeur nie, it's now a byproduct of living loved by God. Now I'm at peace and now I can speak to storms, because peace calms storms. Peace is the frequency of heaven. Dit klink new age, nee. Ek het op 'n stadium met ek vir AI gevra om vir my goeders op te som en deel van dit was hierdie stukkie. Ek sê we must match the frequency of heaven. Toe sê hy,
That sounds too new age, I'm going to change the wording. Sê ek, ChatGPT, jy sal, kyk vir my, los hom! Jy sal doen wat ek vir jou sê! Ons moet daai ding AI so begin aanspreek, anders gaan hy lewe van sy eie kry, nê? As jou komputer dan begin so fris en so, dan weet jy moes hom maar uitgedryf het. Okay, maar toe sê ek, nee, ek wil dit sê. The frequency of heaven is peace. Is vrede, vreugde, geregtigheid in die Heilige Gees. Nie in die gospel nie. Nie in die Bybel nie, nie in jou kerk nie, nie in 'n preek nie, nie in 'n worship set nie, in die Heilige Gees. Vriende, as jy dit nie hoor nie, dan wil ek hê jy moet dit hoor vanoggend. Die essence van wat ek probeer sê is, God, die Heilige Gees, is in jou. Partykeer voel jy nie so nie, partykeer lyk dit nie so nie. Partykeer staan jy in die oggend op jou hare staan so en die duiwel is volgens in my. Nee. Jy's 'n beminde van God. Hy's mal oor jou. Die Heilige Gees is in jou. Die rede hoekom jy dit baie keer nie ervaar nie, is net twee goedjies. You haven't submitted to the lordship of the Holy Spirit and you haven't been unveiled. Because an unveiling produces the glory that is inside of you to become what He is. Ek hoop dit maak vir jou sin vanoggend. My closing statement sal vir jou wees, vra vir die Heilige Gees om jou te lei en te leer, jou bewus te maak van wie hy is, dat hy nie eerste is, maar alles. Dat hy saam met jou hier uitstap, dat jy begin leer die nuance van hoe hy praat, die gevoel van vrede en onvrede, die gevoel van, hy het nou met my gepraat, die wind het daai blare nou gewaai, laat dit soos 'n E lyk, vir Annie. Nee, ek dink so, my seun sê dit vir my hierdie week, hy het 'n ding geluister wat sê, hy sê, hulle praat oor, hoe min sien ons die werking of die stem van die Heilige Gees, omdat ons wag vir 'n stem uit die hemel, ons sien nie meer sy werking om ons nie. He's doing things all the time, but our hearts aren't set to that wind. Our sails are not set to that wind. En ek wil jou vanoggend vra, kan jy gou jou oë net toemaak, dat jy sal sien, hoe jy die seil van jou hart so bietjie span, en jy draai hom net so bietjie tot jy die wind van die Gees vang. En jy voel, now I'm being led. Romeine 8 vers 13-14. Ek weet die Passion Translation weer eens sê dit so gestel en so mooi, sê, the mature sons and daughters of God are those who are led by the impulses of the Holy Spirit. Dit is my so mooi gestel. Dit is so akkuraat, tot die original. Die seuns en dogters van God is nie die wat gevul is met die Heilige Gees nie, die wat gelei is. Want hulle het besef, hy is nie net hier iewers nie, hy is nou in beheer. Dankie Heilige Gees, dis vanoggend. Kan kom sê, U is goed, groot en amazing. En ons speel U nie af teen die Vader en die Seun nie. Ons weet U is in eenheid met mekaar. Ons weet ons is geroep om in eenheid met U te leef. Ek bid dat Johannes 14, 15, 16, 17 vir ons ook waar sal wees. As He is one, so we are one with Him. Die Vader is in die Seun is in die Vader, hulle is in ons is in hulle. Dankie vir daai language wat Johannes ons aanblootstel. Dankie vir hierdie ongelooflike groep mense. Ek bid dat Klerksdorp verander, omdat hierdie mense se lewens verander. Nie omdat ons bid en aanbid en kerk hou nie, maar omdat ons hier uitstap en besef, U stap saam met ons hier uit. En ons kan mense se lewens verander. U is goed, U is groot, maak ons bewus van die liefde. Mag dit die blywende ding wees, wat niks moet dit verander nie. U is 'n goeie Vader, en U is liefdevol. Nie omdat ons goed is nie. Hou jou oë so toe. Ek het so rukkie terug 'n revelation gekry wat ek lankal moes gekry het. Ek sê vir Hanlie, die Here het vir my iets mooi gesê, het vir my gesê, Annie, ek is lief vir jou, in spite of Jesus and in spite of yourself. Ek het jou nie lief omdat Jesus of omdat jy nie. Ek het jou lief gehad voordat Jesus en voordat jy. En dis 'n klein dingetjie dalk vir jou, en Hanlie het ook vir my gesê, ja, dis obvious. Dis hoekom sy so amazing is, want sy weet dit al lankal. Maar ek het gedink, God die Vader is lief vir my, omdat ek ja gesê het vir Jesus wat vir my gesterf het. En hy sê vir my, nee, ek is lief vir jou, lank voor ek my seun gestuur het, dis hoekom ek hom gestuur het. Ek wil vanoggend jou net herinner, He loves you, not because you've said yes, or because you're in the ministry, or even because you get this teaching right. Jy dink visitational en nie, of habitational, nie visitational nie. Nie omdat jy dit reg kry nie, dis nie 'n aanklag op jou hart nie, as jy dit nie reg kry nie. He loves you in spite of all of this.
En dis die fondasie van waarmee ons moet lewe. He loves you, he loves you, he loves you. And nothing can change that. Dankie Vader vir u liefde en die getierenheid, dankie vir die mense, dankie vir Murdoch en vir sy familie en vir die seuns wat hier sit, Here. Ek sien hulle baie keer hier en daar by 'n paar besighede wat hulle doen en ek het so 'n awe vir waarmee hulle besig is en wie hulle is en wat hulle dra. En ek dankie dat u hulle gebruik daar waar hulle is, dat hulle weet God is nie net hier in hierdie gemeente op 'n Sondag nie, maar waar hulle by 'n Postnet of by 'n universiteit of waar dit ook al is, waar ook al hulle besig is, you are there. And you've called them to be the next fruit of the previous fruit. Dankie vir sy gesin, wat ja gesê het vir 'n seisoen soos hierdie. En ek dankie dat julle sal laat vrug dra en dat hulle vrug sal blywend wees. Dankie vir hierdie mense. Bless hulle in Jesus naam.